tema van die prediking vanoggend ook, die Here is my herder, en dit gaan oor vertroue en absolute vertroue in die Here. Maar voordat ons hierdie gedeelte weer 'n keer lees uit die woord van die Here, kom ons bid eers saam. Almagtige Hemelvader, ons kan nie anders as om diep voor U te buig nie, Here, in aanbidding en uit diepe ontzag voor U genade troon, om in U teenwoordigheid te kom, deur ons Hoëpriester, ons Here Jesus Christus. Net dit, Here, gaan ons verstand te bowe. Dis te ver bokant ons begrip en verstaan. Dankie dat ons kan weet en kan bely en kan glo dat U hier by ons teenwoordig is en dat U Heilige Gees ook in ons is en dat U deur U Gees openbaar U woord en dit wat in die Bybel geskryf staan. En daarom kom bid ek met 'n vrymoedigheid, Here, dat U deur U Gees, wanneer ons hier lees uit Psalm 23, dat U deur U Gees in ons harte sal uitlê en sal verduidelik, sodat elkeen van ons sal weet hoe dat U diensknegt Dawid geskryf het, en wat hy bedoel het, en wat U bedoeling is met hierdie pragtige woorde. Daarom bid ek, maak ons harte oop, maak ons gedagtes gefokus, sodat ons U woord sal hoor, en dit bid ek in Jesus se naam alleen. Amen. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ons lees dan net tot sover in ons teksvers, die heel eerste vers. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dit dan die wonderlike woord van die Here ook vanoggend, en mag dit geseënd wees in elkeen van ons harte. Broers en susters, ek dink een van die belangrikste vrae wat ons in die Christelike geloof kan vra, wel inteendeel, ek dink in elke geloof moet hierdie 'n baie belangrike vraag wees, maar goed, ek moet sê, ek ken nie die ander gelowe en hoe hulle werk en hoe hulle dink en hoe hulle glo nie. In die Christelike geloof is hierdie sekerlik een van die belangrikste vrae. En dit is, vertrou jy op die Here? Miskien moet ek dit meer persoonlik maak vanoggend en eerder sê, vertrou ek, dat elkeen van ons vir onsself kan vra, vertrou ek op die Here? Kan ek op die drie enige God vertrou, die God wat hemel en aarde geskaap het, die lewende God? Kan ek op hom vertrou?
'n mens gaan uiteraard verskillende antwoorde by verskillende mense op hierdie vraag kry. En ek probeer ook nie sê ons moet vanoggend al die antwoorde lys wat gegee kan word nie, maar ek gaan ten minste 3 antwoorde kry. Eerstens, mense wat sê hulle vertrou op die Here. Tweedens, mense wat sê hulle vertrou op die Here. En derdens, mense wat sê hulle vertrou op die Here. Almal meen hulle vertrou op die Here, nie waar nie. As ek vir enige een van u in die sitkamer, in jou huis gaan vra, vertrou jy op die Here? Dan dink ek die antwoord gaan wees, ja, ek vertrou op die Here. Maar ek deel dit in 3 dele, want jy sien, jy kry mense wat sê hulle vertrou op die Here, maar wanneer jy hier in hulle harte inkyk, en ek sê dit met baie groot respek teenoor sulke mense, wanneer jy hier in hulle harte inkyk, dan is dit asof daar net een donker put van vrese en bekommernisse is. En ek bedoel ook nie eers dat dit mense is wat nie in die kerk kom nie. En hierdie vrese en bekommernisse veroorsaak depressie by mense. En dit veroorsaak dat mense 'n pessimistiese uitkyk oor die lewe begin kry. Daar's 'n sekere teneergedruktheid by sulke mense. En as ek dalk een voorbeeld kan noem, mense het in die verlede al vir my video's aangestuur van voorspellings wat gemaak word oor natuurverskynsels, byvoorbeeld soos die bloedmane, wat ek het dit nie gesien nie, maar ek het gehoor 'n mens kon die bloedmane sien en so meer. Om in werklikheid vir my te sê, sien, die einde is naby. Of meer onlangs, die 3de wêreldoorlog gaan begin. Of een of ander gebeurtenis is aan die kom. Jy sien, my liewe broer en suster, sulke pessimisme knaag aan 'n mens se hoop. Dit knaag aan hulle geloof in God se soewereiniteit, die feit dat hy in beheer is van alle dinge. Met ander woorde, daar is min of geen vertroue op die Here nie. Die lewe is maar 'n hopelose spil. En jy moet mooi verstaan, ek probeer nie vanoggend sê dit is verkeerd om na die negatiewe dinge in die lewe te kyk nie. Wat gebeur om ons, om daardie negatiewe dinge raak te sien nie, maar ons wat in Christus is, lewe nie sonder hoop nie. En dan in die tweede plek kry jy ook mense wat sal sê hulle vertrou op die Here, maar wanneer daar 'n skielike krisis in hulle lewens kom, of daar is teëspoed of tekort, dan gryp hulle na dinge van die wêreld vir oplossings. Dinge van die wêreld om daardie probleme beter te maak in hulle lewens. Mense lyk dit vir my, geoefen om iets te gebruik, 'n pilletjie of 'n drankie, om vir daardie paar oomblikke, dalk 'n uur of 2, 3 van hulle probleme te vergeet. En hier kry jy ook mense wat eintlik is dit soort van die ander kant van die munt, mense wat sal sê
Maar jy moet voorsiening maak vir tye van krisis en tekort. En jy moet opgaar, jy moet bymekaar maak, jy moet geld opgaar, net soos wat Josef dit gedoen het met die 7 vetjaar, wat ook nie verkeerd is nie. Maar jy sien, sommige van hierdie mense trek ook nie die streep nie. En hulle raak mettertyd onafhanklik van die Here, want die geld raak net te veel. Vertrou nie meer soveel op die voorsienigheid van die Here nie. In die derde plek kry jy mense wat nie net sê, ek vertrou op die Here nie. Hulle sal soos die profeet Jeremia sê, die Here is my vertroue. Jeremia 17 vers 7, geseënd is die man, ons kan natuurlik ook sê die vrou, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Wat beteken dit dan? Want is dit nie maar dieselfde nie, op die Here vertrou aan die een kant of vertroue is die Here, is dit nie maar dieselfde nie? Dit is nie dieselfde nie. Want die soort vertroue, my liewe broer en suster, gaan tot diep binne in jou hart, wanneer jou vertroue die Here is. Jy sien, mense wie se vertroue die Here is, vertrou nie net gewoon op hom nie. Hulle vertrou veral op die beloftes wat die Here gemaak het. En soms is dit in die algemeen, en ander kere spesifieke beloftes vir sekere tye of omstandighede in 'n mens se lewe. En daarvoor moet jy natuurlik God se beloftes in die Bybel of in die woord ken. Jy moet kan vertrou op dit wat hy beloof het. Jy moet kan vertrou dat die Here elke belofte vir jou sal voleindig. En 'n voleindig is nie 'n woord wat ek uitgewerk het nie, ek kry dit uit die Bybel. Maar dit is 'n pragtige woord, dit is natuurlik 'n argaïse woord ook. Maar wat dit beteken, is dat die Here sy beloftes gestand sal doen. Dis wat Dawid op Psalm 57 vers 3 sê, hy's in benoudheid, hy's in vrees, en hy sê, ek roep God die Allerhoogste aan, God wat dit vir my voleindig. Want daar was by Dawid geen twyfel, dat ongeag hoe lank dit vat, vir beloftes om tot vervulling te kom nie, het hy geweet, die belofte wat die Here gemaak het, sal hy een of ander tyd vir hom voleindig. En dit, my liewe broer en suster, is wanneer vertroue op die Here diep in jou hart gesetel is. Dit is wanneer jou geloof sterk is, want jou vertroue is die Here. En dit is wat Dawid doen in die 6 verse van Psalm 23. En daarom begin hy ook met die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. En ek het vroeër genoem, die meeste van ons ken elke woord van Psalm 23. Ons kan dit opsê sonder om daaroor te dink. Mense sing graag hierdie psalm. En dit is waarskynlik die enkele hoofstuk in die Bybel waaroor die meeste liedjies al geskryf is, pragtige liedjies. Mense raak liries oor die woorde van Psalm 23. Nie net gelowiges nie, maar ook nie gelowige, ook ongelowige mense hou van hierdie woorde. Mense onthou dit graag wanneer hulle in swaar kry is. Mense wil
Psalm 23 gelees hê by die sterfbed, by die begrafnis van 'n geliefde. En ek dink die belangrike vraag vanoggend is, vertrou ek soos Dawid, wanneer ek ook graag hierdie woorde lees, of hoor, of sing, of dit verpyns. Ons sal baie keer, of predikante, ek hoop, maar ander predikante doen dit ook, ons sal baie keer na konteks verwys, wanneer ons by die verstaan van die Bybel wil uitkom. Ek sal byvoorbeeld sê, konteks gee betekenis. En hier in Psalm 23 is dit net dieselfde. Jy kan nie op hierdie herder vertrou as jy nie ook weet wat staan in Psalm 22 nie. As jy nie weet wat staan in Psalm 22 nie, sal jy nie kan bely, niks sal my ontbreek nie. As jy nie verstaan en glo wat ook in Psalm 22 staan, en kan ek net vinnig vra, kan jy miskien onthou, weet jy wat staan in Psalm 22? Dit was onder andere die skriflesing met Goeie Vrydag se nagmaalsdiens. As jy dit dalk kon onthou. Maar kom ek lees 'n paar verse uit Psalm 22. En ek is seker jy gaan dadelik weet. Vers 1, Psalm 22 begin: My God, waarom het u my verlaat? Vers 7 en 8, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. En ek is seker, daar is mense wat selfs in hulle lewens met hierdie woorde kan assosieer, asof dit, of iets soortgelyks ook met hulle gebeur. Maar ek is seker die meeste van u sien vir Jesus hierin raak, nie waar nie. Psalm 22, broers en susters, is die kruispsalm. Dit wat Jesus deurgemaak het aan die kruis, is hier in Psalm 22 al geprofeteer. Sy lewe wat hy afgelê het, word hier in Psalm 22 al verkondig. En dis daarom dat ek sê, as jy nie die verlosser van Psalm 22 ken nie, sal jy nie kan vertrou op die Here nie. Want dit is hy wat die ewige lewe vir die wat glo, die wat in hom is, verwerf het. Psalm 22 en Psalm 23 is 'n heenwysing na Jesus Christus. En die beste glo ek, waar ons dit raak sien of kan agterkom en wat hierdie twee psalms 'n klein bietjie verder verduidelik, is in die Nuwe Testament. In die Johannes Evangelie, Johannes 10 vers 11. Want daar sê die Here Jesus, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Eintlik 'n amper so opsomming van dit wat in Psalm 22 en in Psalm 23 geskryf staan. En van hier af kan 'n mens verder gaan om vertroue in die Here te bely, om te sê, hy verkoop my siel, om te sê, hy vertroos my,
Om te sê, hy maak my hoof vet met olie. Nog 'n ontsettende diep betekenis. Hy maak my hoof vet met olie. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelvader, ons kan nie anders as om U te dank en te loof en te prys dat U Psalm 23 deur die woorde van U knegt Dawid en met die invluistering van U Heilige Gees vir ons laat neerskryf het, sodat dit ook ons siele kan verkoop, sodat ons ook ons vertroue in U daarin kan bely om te sê, die Here is my vertroue. Ek dank U, Here, dat ons die goeie herder kan ken, die een wat sy lewe afgelê het vir die skape. Dankie dat ons uit daardie genade van U kan leef. Dankie, Here, dat al weet ons gebeur daar negatiewe en pessimistiese dinge wat lyk of dit ons party en te moedeloos wil maak, al gebeur dit rondom ons, dat ons nie hoop verloor nie, omdat ons weet U is 'n soewereine God wat in beheer is van alle dinge, selfs dit wat vir ons na chaos in hierdie wêreld lyk. En dat niks ons kan skei van U liefde nie. En ek kom bid vir hulle, Here, wat ly onder beproewing. Ek kom bid vir hulle wat swaar kry. Miskien is daar stres, spanning, miskien is daar depressie. Miskien sal hulle dit maar net vrees of kommer noem, oor dinge wat in hulle lewens gebeur. Ek dink aan hulle, Here, wat hartseer is oor iets wat in hulle lewens gebeur het. Ek dink aan hulle wat hartseer is oor 'n geliefde wat U weggevat het. Miskien is daar mense wat verlang, mense wat eensaam is. Here, omdat U elkeen van ons se harte ken, bid ek dat U vrede sal gee in ons harte, dat ons sal weet, ons lewens lê in die holte van U Vaderhand. En dat wanneer ons hier uit hierdie kerkgebou uitstap, hierdie nuwe week in, waarin ons nie weet wat die toekoms vir ons inhou nie, dat ons vol moed, hoopvol en met volharding die pad sal stap. Omdat ons weet, Here,
U laat alles vir ons ten goeie meewerk. Al voel dit ook nie altyd so nie. En dat ons vergenoegd sal wees met u wil en dit wat u laat gebeur in ons lewens. Sodat alles, Here, wat gebeur, nie oor ons sal gaan, of oor my sal gaan nie, maar dat dit tot verheerliking van u heilige naam sal wees. En daarom bid ek, seën dit wat ons doen, sodat dit goed sal wees in u oë. En ek bid hierdie dinge, Here, in Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons middelaar wat sit aan u regterhand. Ek bid dit in sy heilige naam alleen.